Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum en ook baie welkom aan al ons kykers wat weer ingeskakel het op die woord, ons eredienstyd saam. Nou ons is besig met 'n reeks oor die woestyn en die woestynlewe en vandag gaan ons kyk na Israel in die woestyn en die lesse, die baie lesse wat God die Vader Israel wou leer die 40 jaar in die woestyn. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Ons is ons derde week in hierdie reeks oor die woestyn en die woestynlewe. Ons het begin by Jesus wat vir 40 dae versoekings beleef het in die woestyn. Iets van die 2 paspoorte van wat is jou identiteit. Ons het gesien hoe God hierdie woestyn kan gebruik om jou te genees, om iets te vorm binne in jou. Ons het na Johannes die Doper gekyk wat omtrent sy hele lewe in 'n woestyn was en hoe vas dit in hom was, wat sy doel is, sy roeping is. En ek dink ons almal begeer iets van dit, iets van Jesus se krag om nee te sê vir verkeerde dinge, iets van Johannes die Doper se sekerheid van wie ek is, my doel, my roeping. So, ons almal hou van wat die resultaat is van die woestyn, maar ons is eerlik. Ons hou nie van die woestynlewe nie. Ons hou nie van versoekings en toetse en al hierdie goed nie. Nou die grootste gedeelte van woestynlewe sien ons natuurlik in die Ou Testament, waar die volk Israel vir 40 jaar deur die woestyn moes toer of moes trek om by die beloofde land uit te kom. Persoonlik was ek al in Israel gewees en het ons al self gestop in die Sinaï woestyn met die busse en dan vir almal gesê, gaan uit, gaan loop so 'n paar 100 meter of wat in hierdie woestyn. Gaan sit daar, gaan hoor hoe stil is dit, gaan voel hoe warm is dit, gaan voel hoe ongemaklik is dit en beleef iets daarvan. Ons het eendag die bus gebreek, toe eindig ons op by 'n grot en dis soos 'n lugverkoelingsgrot. Jy kan dit nie glo nie, dis 40 grade buitekant hierdie grot, binne in hierdie grot iets van die koelte, iets van die rus. So iets van woestynlewe met wat daar aangaan in Israel. Ek dink nie ek en jy hier in Suid-Afrika besef regtig wat woestyn is nie. Ons kry so bietjie warm, maar ons het lig versorg, ons het maar eintlik 'n gemaklike lewe. Israel het geweet van woestynlewe. Israel het geweet van wat dit beteken as die Here 'n pad met jou stap en 'n vormingswerk in jou doen. Nou ons praat ook oor die ritme 3. God is die weg en hy genees jou.
in hierdie woestyntye. Hy vorm jou, hy skryf goed in jou binneste, wat jy nooit sal vergeet nie, wat vir ewig vasbly in jou DNA, jou identiteit. Dis alles wat gebeur in hierdie woestyn. Kom ons gaan kyk in Deuteronomium 8, is daar 'n skrifgedeelte waar die Here praat oor die effek, die resultaat, die redes vir Israel in die woestyn. En dan gaan ons leer, wat kan dit vandag vir jou en my beteken? Kom ons gaan kyk, Deuteronomium 8 vanaf vers 1 af. Hy sê, jy moet elke gebod wat ek jou vandag gee, gehoorsaam en daarvolgens lewe. Dan sal jy bly lewe, baie word, die land ingaan en dit in besit neem, soos die Here met 'n eed aan jou voorvaders beloof het. Jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en om jou op die proef te stel, sodat hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie. Hy het jou laat swaar kry, laat honger ly en toe met manna gevoed, iets waarmee nog jy, nog jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer dat 'n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Jou klere het in die 40 jaar nie verslyt nie, en jou voete het nie geswel nie. Jy moet diep in jou hart weet, soos 'n man dissipline by sy seun kweek, so het die Here jou God vir jou dissipline geleer. Jy moet die gebooie van die Here jou God gehoorsaam en sy wil doen. Jy moet hom dien. Nou, hierdie is vir my net so mooi gedeelte en ek dink ons kan baie lank in daai gedeelte bly. Kom ons praat vinnig. Wat lees jy daar raak? God sê hierdie woestyn was nie 'n ongeluk nie. Dit was nie per toeval nie. Dit was nie iets het met jou gebeur en God het nie beheer daaroor gehad nie. Hierdie woestyn was beplan. Dit is deel van my droom vir jou lewe. En dit was hard. Dit was swaar, dit was seer. Nou, dadelik, ek en jy sê, ja, waar is 'n liefdevolle God wanneer dit met my swaar gaan? Hoe kan 'n liefdevolle God toelaat, laat hierdie en hierdie en hierdie met my gebeur? Ek dink as ek en jy die groter prentjie sien, en ek en jy sien wat God se doel en wil, en wat my regte identiteit is, dan kan ons deur amper enige woestyntyd gaan. Dan kan ons dit sien en ons kan die betekenis kry daarvan. En dis die doel van hierdie skrif. God probeer vir Israel sê, ek het van die begin af, het ek 'n doel gehad hiermee. Van die begin af het ek 'n plan gehad, wat ek met julle lewens wil doen. Hy gebruik woorde in hierdie gedeelte. Hy sê, ek wou julle leer. Ek wil julle lei. Ek wil julle nederig maak. Ek wil vir julle dissipline gee. Hy gebruik 'n klomp, hy sê julle klere het nie verslyt nie. Ek het vir julle manna gegee. Klomp goed gebruik of klomp woorde gebruik hy wat vir my as ek die gedeelte lees is iets van ek wou vir julle 'n vader word. En hy sê dit ook, nee, hy sê soos wat 'n vader vir 'n kind dissipline leer, dis hoe ek julle behandel het, soos 'n vader 'n kind. Nou, vinnig, kom ons gaan in die vader-kind verhouding in. Dis seker jou belangrikste identiteit wat jy moet besef. Wie is jy? Onthou laasweek het ons na daai vraag gekyk. Wie is jy? En iets van die antwoord is, ek is 'n kind van die lewende God. Hy het my gered, hy het my verlos, hy het my vergewe. Hy sal na my kyk, hy het vir my drome, hy het vir my planne. Met ander woorde, ek hoef nie te beklei nie. Ek hoef nie al hierdie tantrums te gooi nie. Ek hoef nie so te stres nie. Ek hoef nie so te jaag nie. Ek hoef nie die hele tyd in kompetisie met die wêreld, te mense in die lewe. Nee, ek is 'n kind van God. En hy sê, ek wou hierdie identiteit diep in julle harte vasmaak. Ek wil hê jy moet 100% seker wees dat ek, die Here jou God, is jou Vader. Nou, kom ons praat 'n bietjie oor hierdie vader-kind verhouding. Jesus het dit baie gebruik, nee, Nuwe Testament sê hy, onse Vader, die Vader wat in die hemel is. Net soos 'n vader weet om vir sy kinders goeie dinge te gee, so gee ons hemelse Vader vir ons. So, Jesus was seker van, ek is kind, hy is Vader. Hy sorg vir my, hy voorsien vir my. Wat is al die, kom ons gebruik die beloftes, die woorde waarop ek en jy kan staat maak
wanneer ons in die woestyn is, wat God my probeer leer. Alles wat 'n vader aan 'n kind doen. En ek het al baie hieroor geskryf vir my lewe net, my eie stilte tye en al hierdie klas van goed van die vader-kind verhouding, die vader-kind beeld. En die Here wou Israel leer, ek is julle vader en julle is my kind. Ons het al hieroor gepraat in ons dienste en goed van, hoe sukkel mense om met God 'n verhouding te bou, oor hulle aardse vader-kind verhoudings, né? Wat so groot effek het aardse vader-kind verhouding op hemelse vader-kind verhouding. En dis waaroor hierdie woestyn gaan. Om jou 'n paspoort, 'n identiteit te gee, waar jy 110% diep in jou hart seker is, hy is my vader. Nou, wat was die eienskappe? As ek en jy deur daai gedeelte gaan, wat Israel geleer het van hulle vader. Hy sê iets van, ek het julle geleer. 'n Vader se rol in jou en my lewe, is hy wil ons leer. Wat leer? Wysheid leer. Hy wil ons leer die antwoorde. Elkeen van ons wat nou al die jare al bietjie gestap het, né? Jy ken die stappe van as jy klein is jou pa jou hero, hy is die sterkste, hy is die mooiste, hy is die grootste, hy kan alles doen. En dan hier in jou tienerjare, dan moet jou pa jou ver van die skool aflaai, jy loop eerder die laaste paar blokke, want jou maatjies mag nie die kar sien nie, en my pa trek die cool aan nie, en my pa het 'n boepens of wat ook al. So, jy weet, jy begin in daai stadium ingaan van my pa weet niks, ag pa, en dan in jou 20's, dan kom jy agter, pa was nie so dom nie, kyk hy bekostig 'n huis en 'n kar, en hy betaal hierdie goed, so pa, in jou 30's, dan sê jy, pa, ek moet 'n kar koop, pa, wat 'n kar dink pa, wat is reg, in jou 40's, is dit die belangrikste opinie in jou lewe. In jou 40's, waar's pa, hoe gaan pa, hoe gesond is pa, alles gaan, in jou 50's verlang jy, en jy wens, jy het nog jou pa, daar's iets van hierdie stappe in dit, en dis presies wat die Here sê, ek leer julle, dat as julle ontdek wat 'n vader is, word ek die belangrikste stem in jou lewe. Hy sê, ek het julle geleer, julle sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord uit my mond uit. Daar's iets van, Vader, ek wil nie leef as jy nie met my praat nie. En hy leer dit waar? In die woestynvalle. Ek gaan julle leer. Ek gaan julle dissiplineer. Nou hier is een van daai waarvan ons nie hou nie, né? Wat is 'n rol van 'n pa, 'n vader in jou lewe? Digtig diegene wat jy liefhet. Hy sê in die woestyn, moes ek digtig, ek moes jou leer van reg en verkeerd, ek moes jou dissipline leer, ek moes jou leer hoe om sterk te word, ek moes jou leer hoe om oorlog te voer, ek moes jou leer hoe om goed te hanteer, hoe om nie goed te hanteer nie. En daar was dissipline, daar was dig in, daar was harde momente, gaan lees weer, gaan doen jouself die guns, gaan lees die storie, incredible story, van Israel in die woestyn, maar daar was harde dae. Daar was daar wat mense dood gegaan het, daar was daar waar daar mense gesterf het onder die toorn van die Here, oordat hy hulle leer, hulle is gedigtig. Wat's nog 'n rol van 'n vader? Ietsie sagter as die dissipline is, voorsiening, né? Ek onthou my kinderdae, daar was so 'n stukkie bret aan my gewees. Is my pa se werk om te sorg dat hier kos in hierdie huis is, né? Daar was so iets van, maar pa, my klere, pa, my skoolfonds, pa, wanneer kry ek 'n kar, pa, daar's 'n verwagting dat God, 'n vader, vir my sal voorsien. En dan hierdie mooi woorde. Hy sê, ek het julle geleer om manna te eet, iets wat julle of julle ouers niemand van geweet het nie. Ek het julle dit geleer. Ek het vir julle voorsien. Ek glo ons hemelse Vader, in sy hart het hy 'n droom om vir jou te voorsien, wat jy, jou paale, jou oupaale, en jou kinders nog nie eens ken nie. Dit is iets van die vaderhart. Kom aan paas, geniet jy het om by die huis te kom, en almal te verras, met iets lekkers, almal te verras met iets moois, almal te verras met, kyk hoe kan ek vir julle voorsien. En dat is dieselfde by God, daar's iets in God, om te sê, ek het julle manna gevoer, dit wat julle nog nie eens geken het nie, ek het iets ingebring, ek het my grootheid, my krag, my mag, my majesteit gewys, deur hoe ek vir julle voorsien het. So daar's iets in van 'n vader voorsien, God wil voorsien, en hy leer dit vir jou in die woestyn. As jy 'n ruk swaar gekry het, 'n vorm van swaar kry, en God doen 'n wonderwerk en haal jou uit, wat leer jy?
Jy leer God kan alles doen. So 'n ruk in 'n woestyn van swaar kry, 'n ruk sonder werk, 'n ruk in 'n siekte, 'n ruk in 'n huwelikskrisis, 'n ruk met kinders wat moeilik is. Enige tydstip in moeilikheid en God kom deur, jy leer, my Vader voorsien. Nou, nog een van die gedagtes wat ek kry, wat doen 'n vader? 'n Vader beskerm. As jy na die verhaal gaan kyk in die woestyn, hoe het Israel eerstens beskerm geword, die Rooi See wat toegaan op die vyand, en die wolkkolom en die vuurkolom tussen sy vyande en hom, en dan hoe Israel al hoe sterker word, om self oorlog te voer. Maar wat doen God? Ek beskerm. Het jy geweet, een van God se vaderrolle, pligte in jou lewe, is 'n hand van beskerming op jou, 'n hand van die vyand, geestelik en fisies, sal die vyand nie aan jou vat nie. En ek en jy moet hierdie kinderlike rol begin identifiseer en speel. God, ek is die kind, U is die Vader. En soos wat U dit geleer het vir Israel, so leer U dit my in die woestyne van die lewe, die omstandighede van die lewe waarin ons plaasvind, of waarin ons is. So, ek en jy kan ook nog baie lank praat oor eienskappe van vader-kind verhouding. Daar's iets van 'n vader speel met 'n kind. Jy al ooit daaraan gedink? Dit is 'n rol van 'n vader. Hè? Dit is een van my grootste rolle nou in my lewe. Ek moet met my laaitie speel. Niemand anders dan nie. Ek sal 'n mooiste speelding, okay? Op my, met my, deur my, in my, saam met my, okay? Ek sal 'n speelding. En God hou daarvan om saam met jou te speel, om saam met jou te lag, om die lewe te geniet. Hy is Vader, jy is kind. Een van die goed, en ons moet klaarmaak, een van die goed wat jy sien, Israel geleer het, of wat God sê hy Israel wou leer, is ek wil jou leer wat's binne in jou. Ek wil jou in hierdie woestyn, wil ek jou wys wat gaan binne in jou hart aan, binne in jou binneste, in jou denke aan. Nou hierdie is iets, Israel kom uit Egipte uit, 400 jaar. So dis, oupa se oupa se oupa se oupa was al in Egipte. En ons het geleer hoe praat Egiptenare, ons het geleer hoe trou hulle, hoe kwaad word hulle, hoe vloek hulle, hoe skel hulle, hoe hou hulle partytjie, hoe drink hulle, hoe wat ook al. En die volk Israel het 'n klomp Egiptiese gedrags en patrone en kulture aangeleer. En God sê, ek wil dit uit julle uithaal. Ek wil iets anders in julle insit. Ek wil hê jy moet besef wie jy is, en hoe wat se verhouding ek met julle wil hê, en ek wil julle leer, ek wil julle wys wat's in julle, en dalk baie van daai goed uithaal en iets anders in julle insit. Waar doen God hierdie werk? 40 jaar in die woestyn. So dalk is daar iets in jou lewe wat die Here sê, weet jy het tot bekering gekom, maar daar's nog baie Egipte in jou. Ja, daar's nog baie van die ou mens, ou lewe, ou kultuur, ou drange, ou begeertes. En ja, jy's 'n Christen, jy's 'n kind van God, of jy wil 'n Christen wees, jy wil die beloofde land ingaan, maar ek moet nog eers 'n klomp Egipte uithaal. En dis wat daai ritme sê, ritme 3, God is die weg en hy genees jou, om in jou karakter te verander na sy beeld en gelykenis. So, God sê, woestyn het 'n groot rol om te speel in jou lewe. Kom ons raak persoonlik, ek weet nie waar jy nou nie, en wat se woestyn is jy? Is dit 'n korte, kleintjie, lange? Is dit 'n gevoel, is dit 'n versoeking, is dit 'n omstandigheid, maar ek weet, God het 'n doel daarmee. En wat is die lesse wat jy moet leer in die woestyn? Ek weet die een lesse is nie 'n tantrum gooi en dit net wegbid nie. Vat die woestyn en vra, Here, wat wil U my leer nou in my lewe? Kom ons luister na hierdie volgende lied. Lig van die wêreld, U skyn in die duister. Nou kan ek sien wie U is. Liefde wat maak dat ek U wil ken hier, by U elke
wil vandag saam met mense bid wat sê, Andries, ek beleef 'n vorm van woestyn. Daar's lesse wat ek moet leer en dalk leer ek stadig want ek sien hierdie woestyn en ek wil hê die Here moet my help in hierdie omstandigheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U ken elkeen van ons en U ken ons omstandighede. U weet waar ons is en waarom ons daar is. Vandag wil ek vra, Here, ons wil leer in die woestyn. Ons wil leer U is ons Vader wat vir ons lief is en ons is U kind. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir dit wat ons kan leer in Jesus naam. Amen.